Vrede familie, vrede, ek hoop julle is wel. Ja, ons dank die Here vir nog 'n geleentheid soos die. Ja, net 'n gedagtes dierbaar is. Gister het ek gepraat oor die mamas, vrouens, amen, sisters. Vandag gaan dit oor die manne, amen. Prys sy wonderlike naam. Nou 'n man wat 'n vrou gevind het iets goeds gevind. Amen. Hy het waarde gevind. Amen. Hy het 'n hulp gekry vir u, prys die naam van die Here. 'n Vrou is daar vir 'n hulp. Dit sê nie omdat die woord sê sy's 'n hulp dat u vir haar moet misbruik nie. Sy in die eerste plek, jou vrou is nie jou donkie nie. Jou vrou is jou vernoot. En alles wat sy deurgaan, jou vrou is daar om vir jou te bid. Wanneer jy opgaan werk toe, uitbeweeg vir die werk van die Here. Sy is 'n steunpilaar. Luister wat sê ek Spreuke 30, haar waarde is ver boor korale, veral is 'n vrou die Here dien. Amen. Van haar hand slaap nie. Haar bekommernis is oor u, is oor die kinders, is oor die huis. Wat in die huis ingaan, sy is die manager van die huis. Dit sê nie omdat jy 'n man is, die koning, die profeet in jou huis is, dit sê nie jy kan niks doen nie. Dit sê nie jy moet net die hart skoonmaak, partykeer as daar miskien nou nie kinders is al wat jy moet doen nie. As jy sien jou vrou brand vas en jy kan vir haar aardappel skil, dan skil jy die aardappels om vir haar te help. Bewys haar die liefde, betoon haar jy waardeer dit wat sy ook vir jou beteken in die huis in. Bring vir haar nou en dan blomme, koop vir haar nou en dan verras haar nou en dan met 'n chocolate, verras haar so nou en dan met die favourite ding wat sy van hou. U weet wat u se vrou van hou. Verras haar. Die dag toe jy haar ontmoet, het jy haar gespoil. Spoil haar so nou en dan, vat haar so bietjie uit en bederf haar. Laat haar voel jy waardeer vir haar. Maak effort om vir haar te wys jy waardeer as sy kos gemaak het. Sê vir haar dankie, mami, die kos was heerlik, of hoe u ook al sê. Wys vir haar, u betoon dit, al voel u daar's 'n klein bietjie sout in. Ja, beteken moet jy eerlik wees, maar sê dankie. Moenie vir haar laat sleg voel nie, maar maak alle tye, laat sy gelukkig wees. 'n Gelukkige vrou is 'n gelukkige huis. Amen. En as jy uitbeweeg, laat vir haar weet waartoe gaan u. As u sê u gaan na Brother Piet toe, dan is u by Brother Piet. As sy weet daar gebeur iets, dan weet sy u is by Brother Piet. En as u gaan beweeg van Brother Piet af na Brother Paul toe, laat haar weet ek gaan nou vertrek van Brother Piet af, ek gaan na Brother Paul toe, en as u my soek, gaan u my kry by Brother Paul. Amen. Communication. Dis 'n partnership. Nie omdat jy die hoof van die huis is, sê jy is die baas oor haar nie. Jy is haar baas nie, jy is so aangestel oor haar. Sy eer jou en u eer die Here, en daar's 'n hoof oor u ook aangestel. Christus is die hoof van die man en die man is die hoof van die vrou, omdat die man die heerlikheid van Christus is en die vrou is die heerlikheid van die man. Amen. Hy het gesê jy is die baas oor die vrou nie. Jou vrou is jou vrou is jou slaaf en jou donkie nie. En jou vrou is nie jou slaansak of jou prostituut en maak en doen soos jy wil met jou vrou nie. Daar's maniere, daar's respek in jou huwelik, in jou verhouding wat jy het. Jou vrou is nie jou jy en jou jou nie. Jy moet jou respek nie verloor teenoor jou vrou omdat sy jou vrou is nie. Sy is nie jou donkie, jou slaaf op en af stuur en dinge nie. As jy self kan opstaan en water gaan haal,
Jy gaan nie sterwe nie. Amen. Julle altyd sit en kyk TV. As jy mami gaan hou vir my water, staan op, gaan skep vir jou water. Is genoeg dat sy vir jou kook, is genoeg dat sy vir jou klere was, is genoeg dat sy na jou kinders kyk, is genoeg dat sy na jou huis kyk en jou huis skoonmaak en jou skoonmense en haar mense, haar familie ook sy stres moet vat. Nou moet sy nog jou stres ook vat, op en af die binne die huis. Sy is jou slaaf nie, sy is jou personal servant nie. Sy doen haar pligte wat sy moet doen. As u 'n hand kan gee as 'n man, gee die hand, help vir haar. Amen. As sy help mekaar saam, waardeer jou vrou. As sy siek is en sy voel nie lekker nie, sê vir haar, mami staan terug, relax, ek sal die potte vat, ek sal kyk na die kinders, laat hulle eet, môre sit jou eie water om op te staan, om te was, sê vir haar, sy moet relax, van haar liggaam is uitgeput, sy is siek. Sy moet met haar siek liggaam opstaan. Skaam jou, as jy dit toelaat, in jou huis en laat jou vrou, deurdat sy siek is, dan moet sy nog alles in die huis doen. As sy siek is, laat haar toe, laat sy rus. Laat haar liggaam sorg vir haar, bedien haar in die bed, verras haar in die kooi, ook met iets, met 'n breakfast. Amen. Sê ook nou en dan, ek gaan vanaand, gaan ek 'n bietjie vir ons iets kook. Verras haar, laat sy goed voel. Van 'n gelukkige vrou is 'n gelukkige huis. Amen. Sy is jou slaafie. Sy is nie jou donkie nie. Sy is nie jou prostituut. Maar jy maak en doen met haar so jy wil. Jy het respek in jou huwelik, jy het respek in jou bed, jy het respek in jou huis. Van die kinders moet opkyk na die ouers, dat my ouers het 'n lieflike huwelik, sodat hulle eendag as hulle vrou vat, dat hulle ook kan sê, my pa en my ma het so gemaak, hulle het so gewandel. Ons het nooit gehoor my ma en pa bestry, en ons het nooit gehoor hulle skel mekaar nie. As julle 'n verskil het, gaan in julle binnekamer, gesels daaroor, oor julle verskille wat julle het. As die vrou die geld te veel gebruik het, man, gaan gesels met jou vrou nie, roep haar in die kamer en gesels, maar moenie laat die kinders hoor dit wat julle doen, julle skel hier oor mekaar nie. Doen dit in respek en sê, mami, jy het te veel geld gebruik. Hierdie ding wat jy gedoen het, ek is ongelukkig, jy het onnodige dinge gekoop. Praat daaroor as 'n man, hou op met skel en dinge doen soos jy dit wil hê. Doen dit in respek. En as jy in 'n binnekamer klaar gepraat het en sy bely teenoor u, dan doen u hierdie ding, dan bid u julle oor en sê, Here, gee ons wysheid hoe om die geld, dat die vrou die geld met wysheid kan gebruik. Respek jou vrou. Sy is jou vrou. Sy is jou jy en doen en maak soos jy wil hê. Sy is jou partner. Julle het een kom word. Toe jy kom trou, toe word julle een. Toe word julle nie so. Julle is onewig gelyk. Julle een kom word. Van God is in die driehoek. Is man en is vrou. En is julle huwelik. En laat niemand kom en laat jou skoon mense, jy as man, moenie laat jou familie, jou vrou vertrap nie. As jou broer of jou suster teenoor jou vrou praat, jy moet saam met jou vrou kan staan. En jy staan teen hulle, want sy is jou vrou. Of sy verkeerd is, staan haar kant by, want sy is jou vrou. Op die einde van die dag is sy jou vrou. Jou broer, jou suster is nie jou vrou nie. Hulle gaan nie vir jou kook soos jou vrou vir jou kook en kyk soos jou vrou na jou kyk nie. En as jou kinders in die huis dinge verkeerd doen, staan jou vrou by. As sy vir hulle skel of hulle slaan u ook dan vir hulle en staan en praat hard. Staan saam, moenie sê, mami, jy moet staan hard met die kinders nie. Staan haar by in strengheid. As hy hulle hanteer, dan kom u, dan gee u ook bo oor daai. Skel hulle, so staan u haar by. En dit gaan 'n gelukkige huwelik wees. En as 'n gelukkige vrou, 'n gelukkige huishouding. Amen. En alles in die vrou is biddend, waardeer haar. Om deur dit te doen, gaan die Here vir u ook seën. En u sal sien, die Here sal oopgaan vir u wat u nie van gedink het, van u te biddende vrou. Die Here moet julle wonderbaarlik seën. Halleluja.